Kom ons buig ons harte, kom ons word stil voor die Here. Hemelse Vader, ons buig vanmôre ons harte voor U, o God. Dankie vir die Seun Jesus Christus wat op die ewige troon is. Vir die Heilige Gees wat in ons harte woon en uitroep, Abba Vader. Ons aanbid U vanmôre omdat U God is. Hemel Vader, ek wil nou bid dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, voor U, o Here, welbehaaglik sal wees. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid word U geskenk in die Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak net ons harte vir 'n oomblik stil. Here, ons vra nou net dat as ons nou U woord oopmaak, U woord lees, dat dit wat in U woord staan ook vir ons so sal wees, dat die opening van U woord bring vir ons lig. Dankie Here Jesus dat U die geïnspireerde woord vir ons gegee het en dat ons dit nou kan lees en ook daaruit U woord kan verneem. Seën ons dan nou in Jesus naam met U woord. Amen. Psalm 40 is 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen, en U wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie, van U trou en U heil spreek ek. U goeie tierenheid en U trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. U, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie. Laat U goeie tierenheid en U trou my altyd deur behoed. Want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal. En ek kan nie sien nie, hulle is meer as die hare van my hoof en my hart het my verlaat. Laat dit U behaag, Here, om my te red. Maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my lewe soek om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaag het in my onheil agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, ha, ha, van wie hulle beskaming verskrik wees. Laat almal wat U soek in U vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van U heil altyd deur sê, groot is die Here. Al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. Ons gaan net tot daar lees en mag die Here dan sy woord aan elke hart kom seën en dit baie besonderlik dan kom heilig. Ek gaan nou nie weer 'n gebed doen nie, broeders. Ons het klaar gebid en die seën van die Here ook dan gevra oor vanmôre. Nou, ek het een teksvers uit hierdie gedeelte wat ek aan julle wil voorhou. Dit het betrekking op Dawid en dit het ook betrekking op die Here Jesus. En dit is vers 9 wat sê, ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen.
En dan is daar 'n ander teksvers wat die Here baie sterk op my hart gelê het die afgelope tyd. En dit het eintlik aanleiding gegee tot hierdie hele boodskap. Romeine 12 vers 11: Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Wil dit herhaal. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. As hier nou vanmôre 'n esel hier gestaan het of 'n donkie, ek weet nie altyd wat is die verskil tussen die goed nie, en 'n perd aan die ander kant. Wie se naam sou traag gewees het en wie se naam sou ywer gewees het, geesdrif of entoesiasme gewees het? Sekerlik die donkie. Ons sou hom graag traag wou genoem het. En die perd, veral as dit nou 'n reisiesperd was, sou ons sekerlik geesdrif of ywer of entoesiasme genoem het. Ek wil graag vanmôre met u praat oor entoesiasme. En is in die Grieks in en theos wat deel van daardie woord is, sê dit is in God, want die theos is God. Alle geesdrif en passie en vuur en ywer en entoesiasme is gesetel in die Here. Daarom sê ek altyd, dis net die kinders van die Here wat werklik met vrolikheid en met blydskap, soos ons hier gelees het, kan lewe. Laat almal wat u soek in u bly wees en vrolik wees, het ons hier gelees, met geesdrif en met passie. Jy kry natuurlik perde wat ook maar baie lui kan wees. Ek onthou baie jare terug het ek self en Dominee Fred Waal wat in Botswana sendeling is, sê hulle vir ons, kom ons gaan daar na die Willem Prinsloo reservaat toe. En toe ons nou daar is, toe sê hulle, maar kom ons gaan ry perde. Nou vriende, ek ry net motorfiets, ek ry nie perd nie. Daai goed is te hoog, ek vertrou nie die goed nie. Maar hulle het my omgepraat. En nou hierdie man wat nou die perde daar by mekaar gebring het, hy het seker maar gesien, hierdie man is maar bietjie skrikkerig vir 'n perd. En hy het die makste denkbare perd daar uitgehaal. En nou, toe ons nou almal daar op daardie perde sit en toe ek nou eers opklim, toe sien ek maar, hier's nie 'n cut-off switch op hierdie ding nie. So ek sal nou maar moet sit. En toe slaan hulle op hierdie perde en woets, daar gaan daai perde, maar hulle gaan met 'n gejuig. En my perd, genadiglik, plop, plop, plop. Ek was so dankbaar en bly vir daardie perd. Ek het nie geweet waar sit sy stuurwiel nie, maar hy het sommer self teruggedraai en teruggegaan. En toe daardie ouens daar lang rit terugkom, toe's ek al lekker uitgerus. Ek was so dankbaar dat ek 'n lui perd gekry het, want ek ry nie perd nie. Maar die ander perde het vol van entoesiasme, het hulle daar weggetrek en weggevlieg vir 'n vale. Nou vriende, lang gelede, nou as 'n mens so begin, dan klink dit soos 'n storie, maar dit is eintlik die waarheid. Lang gelede, toe die wêreld nog jong was en die vrouens nog kon brood bak, en daar nie tuisnywerhede was om gou iets self te gaan koop en voor te sit nie, en beskuit en koekies kon bak. Onthou ek het my ma, ons het so 'n lang kombuistafel gehad, sy was 'n kleremaakster, trourokke en al daai tipe goed. En dan wanneer ons nou van skool afkom, hier so 2 uur in die middag, dan was daar nou so tussen al daardie rokspante en goed wat daar gelê het, die heerlikste tuisgebakte brood en jam, konfyt en stroop en al daai tipe goed. En dan het ons weggelê aan dit. Terwyl dit gebeur het daar 'n ding geraas. En dit het ons daardie dag genoem 'n draadloos. Hy het nie prentjies gemaak nie. Ons het ook nie in ons dae 'n TV gehad nie. Ek moes dan dit 9 deurkom om 'n TV te kry. Ek bewe nou nog as ek onthou die druk wat my boeties en sissies op my geplaas het, dat ek sou deurkom om 'n TV te kry. Toe as jy TV kry, is dit sommer so swart en wit dingetjie. Maar liewe vriende, ek onthou hoe ons nou om daardie tafel gekuier het, tot hierso so by, as ek reg onthou 3 uur,
met Jan en Esme Everard so maak mens afgesluit. En so was ons deur die hele tyd draadloos mense, piekeboks en Springbok radio en al die goed, ons was draadloos mense. Maar die hoogtepunt was gewees, Saterdagmiddag, dan is ons om daardie draadloos, dan luister ons hoe Gerrit beweeg radio of die Springbokke die rugby uitsaai. Daardie man was so begeesterd gewees, hy was so entoesiasties in sy uitsaai. Ek dink dit is waar ons almal in Suid-Afrika se vuur en liefde en passie vir rugby vandaan kom, daardie man wat so met geesdrif en entoesiasme en ywer uitgesaai het, dat jy het nie nodig om 'n prentjie voor jou te sien nie, hy skets 'n prentjie in jou verstand, soos wat hy uitsaai. Ek het gehoor by in 'n stadium het hulle gesê dat, in 'n stadium het die vleuel nog hier deur die lyn afgegaan op pad, doellyn toe, is nog by die kwartlyn gewees, toe druk Gerrit al die 3, oorkant oor die doellyn met sy kommentaar. Hy was geesdriftig, en dit was altyd mooi om daarna te luister, hierdie entoesiasme, hierdie geesdrif, hierdie vuur, hierdie passie, wat hierdie man gehad het. Nou vanmôre wil ek nou met u praat oor entoesiasme. En entoesiasme, vriende, sluit in nou lof en dankbaarheid teenoor die Here, en aanbidding teenoor die Here, om die goedheid en die genade en die wonderlikheid wat die Here vir ons mee gee, om dit raak te sien. En te weet, maar dit kom uit die hand van die Here. Dit is God se goedheid, dis nie my goedheid nie, dis nie my genade nie, dis niks wat ek het, wat ek verdien het nie. Dit kom alles uit die hand van die Here, en om dan te kan sê, soos die psalmdigter sê, ek het nou lus om u welbehae te doen, o Here. Ek het 'n boodskap om te verkondig, ek het 'n blye boodskap, Here, u weet, ek bedwing dit nie, ek hou dit nie vir myself nie, ek kan nie anders nie, want daar is 'n vuur, daar is 'n passie, daar is 'n geesdrif, 'n dankbaarheid, 'n opgewondenheid, wat in my hart is, wat brand, en wat maak dat ek wil u lof besing, en ek wil u eer, en ek wil u aanbid, en ek wil u dien, ek wil nie traag wees in die ywer nie, ek wil vurig van gees wees, ek wil u dien. Ek sê weer, liewe vriende, entoesiasme pas by die kind van die Here. En ek wil nie vanmôre met u praat oor entoesiasme, oor allerlei dinge nie, maar oor dit wat by u en by my pas. Ons lees hierdie gedagte van geesdrif en passie en entoesiasme in Psalm 40 vers 9, ek het lus, o my God. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid. Ons tref dit in Psalm 34 vers 13 af. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Ons vind dit in 'n teks, byvoorbeeld soos Psalm 69 vers 10, want die ywer vir u huis het my verteer. Dit is die Here Jesus, as hy gedink het aan die plek van aanbidding, waar hy met sy Vader sou ontmoet, die woord hoor. Ek het die ywer, die passie, die geesdrif, die opgewondenheid, dit brand hier binne in my. En dan hierdie vers wat ek vir u genoem het, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Vriende, geesdrif, passie oor die dinge en die sake van die Here, pas by 'n dankbare hart, 'n dankbare kind van die Here. Ek het so 'n bietjie gekyk na wat sê die verklarende woordeboek oor hierdie woord entoesiasme. En weet jy wat sê hulle? Die verklarende woordeboek sê, verklaar die woord entoesiasme as 'n hartstogtelike, besielende voorstander. As 'n volgeling, 'n vurige, belangstellende volgeling. En selfs, hoor mooi hierdie verklaring, as 'n God besetene, 'n deurdrenk met die Here, deurdrenk met dankbaarheid en lof en aanbidding teenoor God. En dan sê dit uiteindelik iemand
vol geesdrif. Waarin sal ons entoesiasme vind? Ons dankbaarheid, ons opgewondenheid. In die eerste plek, liewe vriende, ons vind dit in die feit dat die Here ons siele uit genade gered het. My broer en my suster, liewe mense, kan daar 'n groter wonderwerk wees as die redding van jou en my kosbare siel? Kyk net weer wat sê Dawid. Hy sê, God het hom na my neergebuig. God buig hom neer na 'n verlore sondaar. Hy sê in vers 3, die Here het my uit die kuil van vernietiging, want ek is gebore in 'n kuil van vernietiging. Die Here het ons daar kom uitred. Hy sê in vers 4, ek het 'n nuwe lied ontvang. En geen wonder, hy sê in vers 6, groot dinge het U aan my gedoen, Here my God. Is dit dan nie eintlik snaaks dat hy sê, ek het lus om U welbehae te doen nie? En dit was om te vertel. Dit was om te lewe. Vers 10, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid om te verkondig. My lippe bedwing ek nie. U geregtigheid bedek ek binne in my hart. Van U trou en U heil spreek ek. U goeie tierenheid en U trou verberg ek nie. Hy kan nie anders nie. Daar's 'n hart vol soveel dankbaarheid en entoesiasme teenoor die redder van sy siel. Paulus, hy word gered, hierdie gemeente uitroeier word gered. Hy sê, ek verdien dit nie. Hy sê in 1 Timoteus 1 vers 15, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd, om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in hierdie wêreld gekom het, om sondaars te red, en hy sê, van wie ek die vernaamste is. Sien hoe beskou hy hom, ek is die vernaamste van al die sondaars. Hy sê, maar daarom is al my barmhartigheid bewys, dat Jesus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom glo tot die ewige lewe. Hy besef dit, my broeders en susters, en geen wonder dat hy dan in vers 17 sê, eintlik uitroep aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. As die Here jou siel gered het, en jy daardie wonderlike sekerheid en getuienis in jou hart, jou lewe het verander, my broeder en suster, dan is dit onmoontlik om dit weg te steek, om dit te verberg, om dit weg te praat, om dit te ignoreer. Dan brand daar 'n vuur, dan brand die Heilige Gees in sy volheid in jou binneste, en hy roep gedurig uit om die eer van Jesus aan mense te verkondig. Ek vra weer die vraag, kan hy iets groters wees as dit? U en ek, dink net 'n bietjie vir 'n oomblik daaraan. Ons was verlore sondaars, maar die Here het ons kom red. Hy sê, toe ons nog in ons sondes was, toe ons nog daar besig was om te sterwe, toe ons in opstand en 'n rebellie teenoor God was, het hy hom na ons toe neergebuig. Hy het ons kom red, vriende. En dit maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur en hoe dit gebeur nie, en wat 'n felheid die woede van Satan dalk oor ons kon losbars nie. Dit maak niks saak nie. Hy het ons 'n heerlike en 'n ewige toekoms gegee. Ons weet dit. Kan daar groter genade wees? Jy en ek is deur die Here gered. Mag dit 'n vuur in ons harte laat brand. Opgewondenheid om 'n getuie en 'n volgeling van Jesus te wees.
As daar nie die geringste motief in jou hart is om 'n getuie en 'n volgeling te wees vir Jesus nie, dan moet u vanmôre weet, u is nie kind van die Here nie. Jammer dat ek so reguit is, maar dit is so. As daar nie in die hart die geringste motief is om te getuig of om te vertel nie, al is jy 'n man van min woorde of 'n vrou van min woorde, dan het jy die begeerte. As hy begeerte nie eers daar is nie, dan kan u nie vanmôre met entoesiasme en opgewondenheid hier sê, ek is kind van die Here nie. Maar jy en ek wat gered is, daar's 'n passie, daar's 'n vuur. Maar ons kan ook entoesiasties wees oor die genade voorregte wat God vir ons gee. Broeders en susters, daar is genade voorregte wat die Here vir u en vir my gee, wat soms ons so ongesiens laat verbygaan, behalwe ons redding. Dink maar net, u sit vanmôre in 'n kerk. Daar's baie wat dit nie het nie. Daar's mense wat vanmôre in verskriklike omstandighede by mekaar moet wees. Wat nie weet of hulle dalk in 'n stadium gevang en gemartel en gedood gaan word nie. U en ek sit vanmôre in 'n kerk met oop deure. Dis God se genade. Ons het 'n plek waar ons Sondagoggend en aand en in bidure by mekaar kan kom om die woord van die Here te hoor. Ons het predikante wat die woord van die Here regsny in waarheid en dit aan ons verkondig. En laat dit in jou hart brand. Psalm 122 vers 1, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ek sê weer, baie het dit nie, baie smag daarna. Ons het dit. Ons het die Bybel. Daar's baie wat dit nie het nie. Ek sien nou eendag sien ek 'n video uittreksel van 'n groep Chinese wat vir die eerste keer, kinders van die Here nou, vir die eerste keer 'n Bybel kry. Dis iets om te aanskou. Hoe hulle daardie Bybel vat, dit soen, dit omhels, dit deur die bors vasdruk. Die eerste keer dat hulle God se woord so in hulle midde het. Het jy al gedink? Hierdie Bybel oor 'n tydperk van meer as 2000 jaar geskrywe. Nie een woord uit lid of uit pas nie. Alle woorde, alles hierso, stem ooreen met die groot en wonderlike heilsplan van God. Deur God gegee vir u en vir my. Miljoene het dit nie. Is ons nog bly en dankbaar oor die Bybel. God gee ons mekaar. God gee ons kinders, as kinders van die Here gee hy ons vir mekaar. Hy gee ons die genade om hom vrylik te dien, om iets te doen vir hom in hierdie lewe. Vriende, daar is soveel genade voorregte wat God ons gee. Ons moet net soms 'n bietjie aan dit dink. En ek dink een van die, seker die wonderlikste, kan ek dit noem met baie respek, dinge wat die Here ons gee, is sy Heilige Gees. Hierdie goddelike, wonderlike, teere persoon. Weet jy, 1 Johannes 4 vers 13 sê, en dis 'n vers wat my nogal partymal bietjie verbaas. Hy sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. Deur Jesus in sy lering oor die Heilige Gees sê, hy sal in julle woon, hy sal by julle bly, in julle woon, en julle sal sy tempels wees. Vriende, het u en ek al regtig gedink wat dit beteken? Weet ons wat dit inhou? Dat die heilige God van hemel en aarde
Die skepper van hemel en aarde en alles wat daar is en alles wat daarin is. God in sy triniteit, sy drie-eenheid. Ek wil sê, dit waag om sy Heilige Gees in 'n menslike liggaam te laat woon. Sodat hy alles sien wat ons sien, alles hoor wat ons hoor, alles deel wat ons doen. Hy waag dit om sy Gees in u en my te laat woon. Dis groter as groot. Dis groter as wat ek vanmôre aan u kan voorhou, of as wat ek kan dit probeer beskryf. Ek kan nie. Maar dis God se genade. Hy gee daardeur vir jou sy goddelike leiding, sy goddelike kennis, sy goddelike insig. Weet jy dat die Bybel gaan so ver om te sê, ons het deelgenote geraak van sy goddelike natuur. Dis wat God doen vir ons. Dis wat die Here gedoen het vir ons. Hoe gaan ons daarmee om? Hoe gaan ons daarmee aan? Hoe hanteer ons hierdie goddelike gawe? Is daar eerbied? Is daar respek? Is daar dankbaarheid? Is daar aanbidding? Is daar oorgawe aan hierdie God van die hemel? Wat ons siele gered het in sy Gees in ons binneste uitgestort het. En sê, my kind, jy hoef nie uit jouself te lewe nie, maar uit die krag en die genade en die leiding van my Gees binne in jou. Dis God. Mag dit U my help om te sê, Here, ek verstaan dit nie eintlik alles nie, maar ek aanvaar dit en ek dank U daarvoor. Laaste wat ek vir U wil noem. Ons kan en moet ook absoluut dankbaar, entoesiasties, vure van Gees wees. Vriende, ek wil dit so stel oor die algemene voorregte wat God vir jou en vir my gee. Ons dink nie altyd daaraan nie, maar die algemene voorregte wat die Here ons God vir ons gee. Behalwe ons geestelike voorregte, het U en ek 'n tydelike lewe op hierdie aarde wat eintlik uiters goed is en geseënd is in vergelyking met baie ander wat ons belewe. Ek dink nou aan daardie liedjie wat ons nou gesing het, dis werklik so, vriende. Ons ken nie die swaarheid en ellende van mense nie. Maar is ons dankbaar vir die tydelike lewe wat God ons gee. Weet jy, dit is 'n verskriklike ding dat die Here wat ons so geseën het, ek bytelmal agterkom, dat ondanks dit alles is daar baie kinders van die Here wat met groot swaarheid en klarigheid en murmurering lewe. Volk het dit ook gewaag. In 1 Korintiërs 10, 2 Korintiërs 10, en die Bybel sê hulle is neergeslaan in die woestyn. Ons durf nie een oomblik kla oor ons tydelike en fisiese en aktiewe lewe nie. Want God het ons met soveel seëninge kom toevertrou. Ek wil nie op U emosie inwerk nie. Maar dink net 'n bietjie daaraan, liewe vriende. Het jy al daaraan gedink? Het ons al daaraan gedink? Ek sluit myself in, want ek moet gedurig my daaraan herinner. Het ons al daaraan gedink dat daar baie mense is wat van kindsdae af nog nooit 'n lewe geken anders as 'n lewe van oorlog en misdaad en opstande nie. Daar's kinders wat op 4-jarige ouderdom 'n masjiengeweer in die hand gestop word en dit is die lewe wat hulle van daar af lewe. Misdaad, opstande. Het jy al daaraan gedink dat daar mense is wat van kinderdae af vasgevang is in dwelmnetwerke, syndikaate en in prostitusie, wat in tronke gebore is en daar leef en daar sterwe,
En hierdie ketting van lewe het in die tronk, uit die tronk, in die tronk, uit die tronk, as gevolg van 'n lewe wat hulle ouers geleef het, en dit is al lewe wat hulle ken. Het ons al daaraan gedink, dat daar mense is wat in hulle hele lewe, nog nooit, ooit, 'n bord gekookte kos voor hulle gehad en dit geëet het nie, nog nooit. Het jy al daaraan gedink dat daar mense is wat op een dag deur een of ander rampspoedige gebeurtenis, 'n natuurramp, 'n vuur of wat ook al, alles in een oomblik verloor het, selfs hulle geliefdes verloor het. Dink ons soms daaraan, vriende, dat daar mense is wat van dag 1 af dat hulle lewenslig aanskou het, blind, stom, doof gebore is. Daar mense is wat nie arms het nie, nie bene het nie. En dis maar hulle lewe. Terwyl ons alles het. Ons het alles. Ons kom aan regtig niks tekort nie. Ons kan met oortuiging sê, God is vir ons goed. Die Here het vir ons geseën. Alles hierdie bord kos voor my wat my vroutjie gemaak het, dalk die aardappels is dalk 'n bietjie hard en die pompoen is gebrand, maar God is vir ons goed. Die Here het vir ons geseën. Al sukkel ek soms om die maandeinde te bereik met my karige salaris, maar God is vir my goed, ek het werk, ek het 'n salaris, ek het 'n geseënde lewe. As ons dit kan sê, mag die Here ons help om te leef met wees nie traag en nie ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here, want hy is goed. Al leef ons in 'n land omgekrap deur die politici. Al leef ons in 'n land vol van dinge en goed wat gebeur. Vriende, ons het niks om oor te kla nie. Mag God ons help. Mag God ons met hierdie nuwe lied soos Dawid hier skryf, laat lewe. Met 'n getuienis voor God en voor mense, laat lewe. Dat hulle kan sien, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter, as hulle deur 'n tuin stap, hulle sien nie net die bossies nie. Hulle sien nie net die onkruid nie. Hulle sien die roos, hulle sien die geur, hulle sien die kleur, hulle neem in die goedheid van God. Want die Here het aan hierdie mense groot dinge gedoen. Groot dinge gedoen. Die Here seën ons. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, ons aanbid U, o God. Ons buig nederig in diepe dankbaarheid voor U. Here, U woord sê dat U woon in die ewigheid. U naam is absoluut heilig, maar U woon ook by die verbryselde en die nederige van hart en gees. En hier is ons vanmôre, Here. Ons is onder die diepe indruk van U grootheid en U goedheid, U genade, U trou, U sorg, U barmhartigheid. Help ons om dit te erken vanmôre. En ons erken dit voor die Here, om dit te gaan leef soos mense wat dit verstaan en begryp. Ag Here, stuur ons hierdie wêreld in, hierdie lewe in, met hierdie nuwe lied, en hierdie passie en vuur en drang in ons hart, om met vurigheid, om in oorgawe, die Here te dien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met daardie wonderlike lied. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande.
Kom ons sing dit wat vir ons daar op die bord verskyn. Heerlik, hartlik staande saam asseblief. Ontvang die seën van die Here, gaan in daardie seën en vrede wat hy ons bied. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die troue opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.